Romeine 1 vers 1 tot 7, opskrif en seëngroet. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid, en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onze Here, deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy naam, onder wie julle ook is, geroepenis van Jesus Christus. Aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Romeine 1 vers 8 tot 15, die geloof van die Romeine, Paulus se vurige verlange om hulle te sien. In die eerste plek dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld. Want God wat ek in my gees dien in die evangelie van sy seun, is my getuie hoe ek onophoudelik aan julle dink, en altyd in my gebede smeek of ek tog nou eindelik 'n goeie geleentheid sal vind deur die wil van God om na julle te kom. Want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Dit is, dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof van julle sowel as van my. Maar broeders, ek wil julle nie daarvan onkundig laat, dat ek my dikwels voorgeneem het om na julle te kom nie, en ek is tot nog toe verhinder, sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die ander heidene. Teenoor Grieke sowel as nie-Grieke, teenoor wyse sowel as onverstandige mense, is ek 'n skuldenaar. Vandaar die verlange van my kant, om ook aan julle wat in Rome is, die evangelie te verkondig. Romeine 1 vers 16 en 17, die regverdigmaking deur die geloof. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Romeine 1 vers 18 tot 32, afgoderry en verdorwenheid van die heidene. Want die toorn van God word van die hemel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens, en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen, en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe, en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge,
ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Mense wat, al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Romeine 2, vers 1 tot 16. Onboetvaardigheid van die Jode, geregtigheid van God. Daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging. Want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself. Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel wat sulke dinge doen en het self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. Aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn. Verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek, maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek. Want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Want almal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. Omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. Omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. In die dag wanneer God die verborgde dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Romeine 2, vers 17 tot 29. Die Jode het geen verontskuldiging nie, die ware besnydenis. Kyk, jy dra die naam van Jood, en steun op die wet, en beroem jou op God, en jy ken sy wil en onderskei die dinge waar dit op aankom, omdat jy uit die wet onderrig word, en jy is oortuig dat jy 'n leidsman is van blindes, 'n lig vir die wat in duisternis is, 'n opvoeder van onverstandiges, 'n leermeester van onervarenes, omdat jy die beliggaming van die kennis en die waarheid in die wet het. Jy dan wat 'n ander leer jy jouself nie? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy? Jy wat sê dat 'n mens nie oorspel mag pleeg nie, pleeg jy oorspel? Jy wat 'n afskuw van die afgode het, pleeg jy tempelroof? Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet? Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Want die besnydenis is wel nuttig as jy die wet onderhou, maar as jy 'n oortreder van die wet is, het jou besnydenis onbesnedenheid geword. As die onbesnedene dan die verordeninge van die wet onderhou, sal sy onbesnedenheid dan nie as besnydenis gereken word nie? En sal hy wat van nature onbesnede is en die wet volbring, jou nie oordeel, wat ondanks letter en besnydenis 'n oortreder van die wet is nie? Want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. Romeine 3, vers 1 tot 8. Voorreg van die Jood, die geregtigheid van God. Wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? Groot in alle opsigte. Ten eerste tog seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig?
Nee, stellig nie. Maar God moet waaragtig wees en elke mens leuenagtig, soos geskrywe is, sodat u geregverdig kan word in u woorde en oorwin as u gerig hou. Maar as ons ongeregtigheid die geregtigheid van God bewys, wat sal ons sê? Is God wat die toorn oor ons bring dan nie onregverdig nie? Ek spreek menslikerwys. Nee, stellig nie. Want hoe sal God anders die wêreld oordeel? Maar as die waarheid van God deur my leuen oorvloediger geword het tot sy heerlikheid, waarom word ek dan nog as sondaar geoordeel? En moet ons nie liewer sê nie, soos ons belaster word en soos sommige beweer dat ons sê, laat ons kwaad doen, sodat die goeie daaruit kan voortkom. Hulle veroordeling is regverdig. Romeine 3, vers 9 tot 20. Al die mense is onder die mag van die sonde. Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Romeine 3, vers 21 tot 31. Regverdigmaking deur die geloof in Jesus Christus. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof, sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is, wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Romeine 4, vers 1 tot 25. Abraham is geregverdig deur die geloof. Wat sal ons dan sê, het Abraham, ons vader, na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Hierdie saligspreking dan, sien dit op die besnedenis of ook op die onbesnedenis? Want ons sê, aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Hoe is dit dan toegereken? Toe hy besnede of onbesnede was? Nie as besnedene nie, maar as onbesnedene. En hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof,
toe hy nog nie besny was nie, dat hy die Vader sou wees van almal wat glo, terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word. En ook 'n Vader van die besnydenis, vir die wat nie alleen uit die besnydenis is nie, maar ook wandel in die voetstappe van die geloof van ons vader Abraham, toe hy onbesnede was. Want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Want as hulle wat uit die wet is, erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak. Want die wet werk toorn, maar waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie. Daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees, en die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag. Nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons almal, soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat al reeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof, en het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig, dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken. Maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe, dat het hom toegereken is nie, maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom wat Jesus, onze Here, uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade, en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Romeine 5, vers 1 tot 11. Versoening met God en vrede deur die geloof. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onze Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Romeine 5, vers 12 tot 21. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, deur een mens ook die geregtigheid en die lewe. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, deur die een,
veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang en die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het die genade nog meer oorvloedig geword. Sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, onze Here. Romeine 6, vers 1 tot 23. Die genade is geen vrybrief vir die sonde nie, maar verlos ons van die heerskappy daarvan. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding, aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus onze Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie, dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En, vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslikerwys, terwille van die swakheid van julle vlees. Want net soos julle julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid, tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle toegehad van die dinge waaroor julle julle nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onze Here. Romeine 7, vers 1 tot 26. Vrygemaak van die wet, dien ons God in 'n nuwe gees. Die wet het ons geleer om die sonde te ken, die stryd van die vlees teen die gees. Of weet julle nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers, solank as hy lewe nie. Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde, maar as die man sterwe,
is sy ontslae van die wet van die man. Daarom dan, as sy 'n ander man sin word terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is as sy 'n ander man sin word nie. So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra. Maar nou is ons ontslae van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees en nie in die oudheid van die letter nie. Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod, en in my allerhande begeerlikheid gewerk, want sonder die wet is die sonde dood. En sonder die wet het ek vroeër gelewe, maar toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe, en ek het gesterwe. En die gebod wat die lewe moes wees, die het vir my geblyk die dood te wees. Want die sonde het aanleiding gevind deur die gebod, en my verlei en daardeur gedood. Dus is die wet heilig, en die gebod is heilig en regverdig en goed. Het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie, maar wel die sonde, dat het kon blyk sonde te wees, omdat dit deur die goeie vir my die dood bewerk, sodat die sonde deur die gebod uitermate sondig kon word. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie, want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevangen neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, onze Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Romeine 8, vers 1-17. Die nuwe lewe onder die genade, die gees van heiligheid en aanneming as kinders. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het,
ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Romeine 8, vers 18 tot 30. Die eerstelinge van die Gees. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in ons self in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Romeine 8, vers 31 tot 39. Oorwinningslied. God vir ons, wie sal teen ons wees? Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard, soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe, of engele of owerhede of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jezus onze Here is nie. Romeine 9 vers 1 tot 5. Droefheid van Paulus oor die ongeloof van Israel. Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie. My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees, dat dit vir my 'n groot droefheid is en 'n onophoudelike smart vir my hart, want ek sou self kon wens om terwille van my broers, my stamgenote na die vlees, 'n vervloeking te wees, weg van Christus af. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort, en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes, aan wie die vaders behoort,
en uit wie die Christus is na die vlees. Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid. Amen. Romeine 9, vers 6 tot 33. Volstrekte vrymag van die genade van God. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is hulle almal kinders nie. Maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sara sal 'n seun hê. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak, ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan Farao, juis hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Jy sal dan vir my sê, waarom verwyk hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan? Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? En as God, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid, ons naamlik wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene, soos hy ook in Hosea sê, ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem, en haar wat nie bemin is nie, beminde. En in die plek waaraan hulle gesê is, julle is nie my volk nie, daar sal hulle genoem word, kinders van die lewende God. En Jesaja roep oor Israel uit, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word. Want hy volbring 'n saak en verkort dit in geregtigheid, omdat die Here 'n saak wat verkort is op die aarde sal doen. En soos Jesaja tevore gesê het, as die Here van die leerskare vir ons nie 'n nageslag oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het en aan Gomorra gelyk gewees het. Wat sal ons dan sê? Dat die heidene wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, naamlik die geregtigheid wat uit die geloof is, terwyl Israel wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was, want hulle het hulle gestamp teen die steen van aanstoot. Soos geskrywe is, kyk, ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word. Romeine 10 vers 1 tot 21. Die Jode het die geregtigheid van God verwerp. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskrywe die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring? Maar wat sê dit? Naby jou is die woord,
in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja sê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker. Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. Maar ek vra, het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie, en ek sal julle toorn opwek teen 'n onverstandige volk. En Jesaja durf selfs sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teesprekende volk. Romeine 11, vers 1 tot 32. Die toekoms van Israel. Ek vra dan, het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie, want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. God het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die skrif in die gedeelte oor Elia sê nie, hoe hy by God optree teen Israel en sê, Here, hulle het u profete gedood en u altare het hulle afgebreek en ek het alleen oorgebly en hulle soek my lewe. Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van die genade. En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie. Anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie. Anders is die werk geen werk meer nie. Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie. Maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard. Soos geskrywe is, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe. En Dawid sê, laat hulle tafel vir hulle wees 'n vangnet en 'n stryk en 'n struikelblok en 'n vergelding. Laat hulle oë duister word om nie te sien nie, en buig hulle rug vir altyd krom. Ek vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie. Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak. En as hulle val die rykdom van die wêreld is, en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie. Want aan julle heidene sê ek, vir sover as ek 'n apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening. As ek tog maar net my eie volk jaloers kan maak, en sommige uit hulle kan red. Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode? En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê, die takke is afgebreek sodat ek ingeënt kon word. Goed, deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God, gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou
as jy in die goedertierenheid bly, anders sal jy ook afgekap word. Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word, want God is magtig om hulle weer in te ent. Want as jy afgekap is van die olyfboom wat van nature wild was, en teen die natuur op die mak-olyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan, wat het van nature is, op hulle eie olyfboom ingeënt word? Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddelooshede van Jakob afwend. En dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande terwille van julle, maar wat die uitverkiesing betref, bemindes terwille van die vaders. Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Want soos julle ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het, deur hulle ongehoorsaamheid, so het hulle ook nou ongehoorsaam geword, deur die barmhartigheid aan julle, sodat hulle ook barmhartigheid kan ontvang. Want God het hulle almal in die ongehoorsaamheid ingesluit, om vir almal barmhartig te kan wees. Romeine 11, vers 33 tot 36, lofsang. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom vergeld moet word? Want uit hom, en deur hom, en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Romeine 12, vers 1 tot 8. Toewyding aan God, ootmoed en getrouheid in die gebruik van sy gawes. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Romeine 12, vers 9 tot 21. Liefde, vurigheid, nederigheid, weldadigheid. Laat die liefde ongeveins wees, verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is voor alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet.
As hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Romeine 13 vers 1 tot 7. Onderwerping aan die owerheid. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy nie die mag vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Want daarom betaal julle ook belastings, want hulle is dienaars van God, wat juis hiermee voortdurend besig is. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Romeine 13 vers 8 tot 14. Liefde vir die naaste, waaksaamheid, reinheid. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. En dit te meer omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Romeine 14 vers 1 tot 12. Verdraagsaamheid teenoor die wat swak is in die geloof. En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat eet, moet hom wat nie eet nie verag nie, en hy wat nie eet, moet hom wat eet nie oordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy wat die huiskneg van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie Heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Die een ag die een dag bo die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. En hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie tot eer van die Here, en hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Romeine 14, vers 13 tot 23.
vryheid en liefde. Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liewer, om nie die broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie. Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein. Maar as jou broeder deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Christus gesterf het nie. Laat dan van die goeie wat aan julle behoort nie kwaad gespreek word nie. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien. Moenie terwille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir 'n mens om te eet as dit tot aanstoot is. Dit is goed om geen vleis te eet, of wyn te drink, of iets te doen, waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel, of waarin hy swak is nie. Het jy geloof? Behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in wat hy vir geoorloof ag nie. Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. En alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Romeine 15 vers 1 tot 13. Christus se voorbeeld van selfverloning en hulp betoon. En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad, het op my geval. Want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van onze Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot die heerlikheid van God. En ek sê dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis, terwille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig. En dat die heidene terwille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskrywe is, daarom sal ek u loof onder die nasies, en tot eer van u naam psalm sing. En ook sê hy, verbly julle o nasies, saam met sy volk, en ook, loof die Here alle nasies, en prys hom alle volke. En Jesaja sê ook, die wortel van Isaï sal daar wees, en hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Romeine 15 vers 14 tot 33. Apostelskap en planne van Paulus. Maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervuld met alle kennis, in staat om ook mekaar te vermaan. Tog het ek ten dele taamlik gewaag om aan julle te skrywe, broeders, as een wat julle herinner, kragtens die genade wat my deur God gegee is, om 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, 'n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. Ek het dan rede om te roem in Christus Jesus, in die dinge aangaande God. Want ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie, om die heidene tot gehoorsaamheid te bring met woord en daad, deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelieverkondiging van Christus volbring het van Jerusalem af en rondom tot by Illyricum, maar so, dat ek my eer daarin gestel het om die evangelie te verkondig, nie waar Christus al reeds bekend was nie, om nie op die fundament van 'n ander te bou nie, maar soos geskrywe is, hulle aan wie niks van hom vertel is nie, sal het sien, en hulle wat nie gehoor het nie, sal het verstaan. Daarom is ek ook elke keer verhinder om na julle te kom, maar nou dat ek geen plek meer het in hierdie streke nie, en al baie jare die begeerte het om na julle te kom, sal ek na julle kom wanneer ek na Spanje reis.
Want ek hoop om julle op my deurreis te sien en deur julle daarheen voortgehelp te word, as ek eers 'n tyd lank van julle geniet het. Maar nou reis ek na Jerusalem in diens van die heiliges, want Macedonië en Agaïe het dit goed gevind om iets by te dra vir die armes onder die heiliges in Jerusalem. Hulle het dit goed gevind, sê ek, en hulle is ook hul skuldenaars, want as die heidene deel gekry het aan hulle geestelike voorregte, is hulle ook verskuldig om hulle met stoffelike goedere te dien. As ek dit volbring het, en vir hulle hierdie vrug veilig oorgebring het, sal ek by julle langs na Spanje afreis. En ek weet dat as ek na julle kom, ek met die volle seën van die evangelie van Christus sal kom. Maar ek vermaan julle broeders, by ons Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, om saam met my in die gebede te stry vir my by God, dat ek verlos mag word van die ongehoorsame mense in Judea, en dat my diensbetoning aan Jerusalem aanneemlik mag wees vir die heiliges, sodat ek met blydskap deur die wil van God by julle kan kom en my saam met julle kan verkwik. En die God van vrede sy met julle almal. Amen. Romeine 16 vers 1 tot 27. Aanbevelinge, groete, wense. Ek beveel by julle aan ons suster Phoebe, wat 'n dienares is van die gemeente in Kengree, dat julle haar ontvang in die Here, soos dit die heiliges betaam, en haar bystaan in elke saak waarin sy julle nodig mag hê, want sy was vir baie 'n beskermster en ook vir my. Groet Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus, wat vir my hulle lewe gewaag het. Nie ek alleen dank hulle nie, maar ook al die gemeentes van die heidene. Groet ook die gemeente by hulle aan huis. Groet Epenetus, my geliefde, wat die eersteling van Agaïe is vir Christus. Groet Maria, wat baie vir ons gearbei het. Groet Andronicus en Junias, my stamgenote en my medegevangenes, wat in aansien is onder die apostels en reeds voor my in Christus gewees het. Groet Amplias, my geliefde in die Here. Groet Urbanus, ons medewerker in Christus, en Stachys, my geliefde. Groet Apelles, die beproefde in Christus. Groet hulle wat van die huis van Aristobulus is. Groet Herodion, my stamgenoot. Groet hulle wat van die huis van Narcissus is, die wat in die Here is. Groet Trifena en Trifosa, vroue wat in die Here arbei. Groet Persis, die geliefde vrou wat baie in die Here gearbei het. Groet Rufus, die uitverkorene in die Here, en sy moeder en myne. Groet Asinkritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, en die broeders wat saam met hulle is. Groet Philologus en Julia, Nereus en sy suster, en Olympas en al die heiliges wat saam met hulle is. Groet mekaar met 'n heilige kus. Die gemeentes van Christus groet julle. En ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, en vermy hulle. Want sulke mense dien nie ons Here Jesus nie, maar hulle eie buik, en hulle verlei deur hulle vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges. Want julle gehoorsaamheid het algemeen bekend geword. Daarom verbly ek my oor julle, en ek wens dat julle wys mag wees teenoor wat goed is, maar onskuldig teenoor wat sleg is. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen. Timotheus, my medewerker, groet julle, en Lucius en Jason en Sosipater, my stamgenote. Ek, Tertius, wat die brief geskryf het, groet julle in die Here. Gaius, my gasheer, en ook van die hele gemeente, groet julle. Erastus, die penningmeester van die stad, en die broeder Quartus, groet julle. Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Aan hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeuwelang verswyg is, maar nou geopenbaar is en deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene volgens die bevel van die ewige God tot gehoorsaamheid van die geloof aan die alleenwyse God, aan hom die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid.
Amen.